As jy glo dat God hierdie bo-aardse wese is, wat jy wil straf as jy verkeerd doen, dan gaan jy jou lewe in vrees leef. Maar as jy jou aanslag teenoor God maak, ek glo dat God is 'n hemelse Vader, wat vir my lief is, en daarom gaan hy my soms tugtig, dan vat ek die tugtiging en wanneer hy vir my sê ek maak droog, of my sê my kind, jy moenie hierdie doen nie, dan vat ek uit van die plek waaruit dit kom. Dit kom uit liefde uit. Goeiedag en welkom hier by Oase Aanlyn. Dit was so ongelooflik. 'n Paar weke terug het ek gevra, sê vir ons in die comment section van waar kyk jy, en ons het mense van Amerika, Australië, Namibië, reg oor die wêreld basies. Hier in Suid-Afrika, klomp lande wat ons laat weet het van die kuste van Suid-Afrika af. Dis vir so awesome dat jy saam met ons kuier en deel is van ons Oase Aanlyn familie. Ons glo dat hierdie boodskappe jou nie net inspireer nie, maar lei na 'n lewe toe wat nader aan Jesus kom. Vandag gaan ek met jou gesels in hierdie boodskap wat volg oor God wat ons dissiplineer en dat dit altyd vanuit liefde en na liefde is. Mag jy hierdie boodskap geniet? Sê weer vir ons hallo in die comment section, stuur vir ons 'n boodskap. Dit is vir ons lekker om van jou te hoor en mag, as jy enige gebedsversoeke het, stuur dit vir ons. Ons wil asseblief saam met jou ook bid. Al is jy ver, is jy naby in ons harte en ons is so dankbaar vir hierdie aanlyn gemeenskap wat deel vorm van Oase en dankie dat jy ook familie is. Bless jou en mag jy die diens saam met ons geniet. Ons is besig met 'n kwartaaltema waar ons besig is om te gesels oor ek en my huis. En die hele idee hiervan is dat ons as gesinne binne in die Oase familie maak hierdie keuse, soos wat ons lees in Josua, om te sê ek en my huis, ons gaan die Here dien. En ons gaan sekere goed in ons lewens inbou, sekere ritmes in ons lewens inbou. En 'n ritme is eenvoudig dit iets wat jy oor en oor herhaal, dat dit so deel word van jou, dit kan nie van jou geskei word nie. Is dat ons gaan sulke goed in ons gesinne inbring, sodat ons as gesinne nader aan God kan leef. Sodat ons God se plan en doel vir ons lewens kan sien uitspeel. En dis die reeks waarna ons, en dis 'n paar goed waaroor ons al gepraat het. Laasweek het Henny met ons gesels oor hierdie gedagte dat om Bybelstudie te hou is 'n leefstyl. Dis nie een keer in die dag om 'n tafel nie, dis deurlopend. En dit het vir my so baie beteken in hierdie week, net saam met my gesin weer God te soek in alles wat ons doen. Die week voor het ons gepraat oor eet saam om die tafel. Dat ons geestelike ritmes en geestelike goeders wat gebeur wanneer 'n gesin saam sit om 'n tafel. En wat ek vandag met jou oor wil praat is dissipline as disippelskap. Dis my tema vir vandag. Nou, ek het die voorreg om in die kerk groot te geword het. Ek is in die AGS, hierdie gemeente waarvan ons deel is ek nou al van dat ek weet, dit is die enigste kerk wat ek werklik ken. En ek onthou, as 'n baie jong man, as ek praat van jong man, praat ek van 3-4 jaar oud, waar ons die kerk gesit het, en my ma het my saamgevat kerk toe, en dan daar was die cool babas in daai tyd nie, onthou julle daai tyd? Jy moes maar in die kerk sit. Jy moes maar luister na die boring oom wat daar voorpraat. Weet, en dan het my ma altyd vir my diertjies saamgevat. Onthou julle daai diertjies, daai plastiek diertjies. Ek onthou, my leeu was my gunsteling gewees. En dan het ons daar onder die kerkbanke gesit, en as jy baie stout was, het jy ma jou gesteek met 'n speld. Het enigiemand ook daai ervaring gehad? Hierso was familie, ons het na die tyd berading daar agter, ons gaan vir julle bid vir genesing. Jy wil ons nie luister nie. My ma het my gedissiplineer in die kerk. En vanoggend is een van die oggende wat ek glo God gaan ons dissiplineer. Maar een van die goed van om in die kerk groot te word, is jy hoor baie preke. Nou ek wat lief is vir kommunikasie, wat self 'n kommunikeerder is, ek nog van jong ouderdom af, ek was altyd die ou gewees wat ek het daarvan gehou as mense preek om te luister, en ek hoop jy is so, want ek preek en ek hoop jy luister, maar meer is dit, ek het in die kerk groot geword en baie preke gehoor. En ons een gedeelte in die boek Hebreërs wat baie gepreek word, en dit is die einde van Hebreërs 11 en die begin van Hebreërs 12. So die einde van Hebreërs 11, om jy net 'n bietjie konteks te gee, is besig om te praat oor die geloofshelde. En dit praat oor al hierdie geloofshelde, Abraham en Isak en Jakob, en dit praat oor Rut, en dit praat oor, dit vat al hierdie mense in die Ou Testament, en wat die Hebreërs skrywer hier kom, om te kommunikeer is dat God werk.
Te midde van chaos is God in beheer en hierdie mense is geloofshelde. Dis mense na wie ons opkyk en hulle die wedloop voltooi as sulks. En ons moet na hulle opkyk, maar hulle kyk na ons. Hulle kyk hoe ons nou ons wedloop hardloop en dis waar Hebreërs 12 inkom. En jy het heel moontlik al 'n preek gehoor oor Hebreërs 12. Hebreërs 12 is hierdie gedeelte waar die skrywer, ons is nie heeltemal seker wie die skrywer is nie, maar waar die skrywer gekom het en gekom sê dat, jy weet, gooi alles af wat jou terughou en hardloop die wedloop volmaak, hardloop die wedloop tot aan die einde, maak goed klaar. Terwyl Hebreërs 12 begin deur te sê, terwyl daar 'n groot skare geloofgetuies jou dophou, hardloop hierdie wedloop sterk. Kan ek gesien, wie van julle het al ooit 'n preek uit Hebreërs 12 uit gehoor? Steek gou op jou hand. Gehoor oor die hardloop en al daai goeters. Dis die meerderheid van julle. Die van julle wat julle hande nie opgesteek het nie, jy was in die kerk, maar jy het nie geluister nie. Ek het 2 jaar terug op ons oujaardiens uit Hebreërs 12 het gepreek. Toe praat ek hieroor dat, en dan sê hy, en raak ontslaaf van die sonde wat jou maklik potjie en jou laat val. En baie van ons, as ons Hebreërs 12 hoor, dan is dit die gedeelte waartoe ons gedagtes gaan. En vanmôre wil ek nie stop by vers 12 nie, ek wil van vers 4 af verder gaan, want hierdie is bietjie 'n ongemaklike gedeelte. Hebreërs 12, ja Here, ek wil die wedloop voluit hardloop, ek wil U nastreef, ek wil dit doen wat U vir my sê om te doen. Here, ek wil nie die sonde my laat trip nie, ek wil sterk klaarmaak, halleluja, amen, prys die Here. En dan stop ons daar. Maar die woord van God nooi ons uit in 'n dieper waarheid in, 'n vervolgende waarheid in, nie dieper nie, dit in die begin staan is waar. Maar vir ons om dit te doen, moet ons van vers 4 af lees. Jy sien, ons doen baie keer hierdie ding waar ons lees 'n gedeelte uit konteks uit. En ons dink, ja, ek hardloop Here en ek gaan dit sterk klaar maak en ek gaan sterk genoeg wees en ek gaan net soos my bene gym en dan gaan ek klaar kry. Dis nie wat Hebreërs 12 vers 1 tot 3 vir ons sê nie. Die antwoord oor hoe hardloop jy hierdie wedloop kom in vers 4 en dikwels spreek ons nie vers 4 tot vers 11 nie en dikwels hoor ons nie preke hieroor nie. Wat ek volgens graag wil doen is ek wil na vers 4 toe gaan. So vers 4 Hebreërs 12 vers 4 tot 11. Jy kan saam volg op die YouVersion Bible app vanmôre as jy wil. Al die notas is daar. Dit sê die volgende: Julle het in die geveg teen die sonde nog nie tot die dood toe teenstand gebied nie. Julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. Nou stop net geraak. Die Hebreërs skrywer sê so, hy sê hoor hierso, jy's besig om met die wedloop te hardloop, maar was jy al so gehoorsaam dat jy doodgemaak moet word vir jou geloof? Hy sê, jy is toch nie daar nie, want jy lees hierdie, so jy lewe nog. Okay? Hy sê, maar dan gaan hy verder. Hy sê, maar jy het vergeet, daar is hier die woord van bemoediging. Nou as ek volgend vir jou moet vra, wat is bemoediging? Dis soos, jy kan het doen, maar jy's okay. Ons het hierdie, ons gaan nie deurkom. Maar hoor die woord van bemoediging. Hy sê, hier is die woord van aanmoediging, wat tot julle as kinders van God gerig word, my kind. Jy moet dit nie gering skat as die Here jou dissiplineer nie. Klink dit vir jou soos aanmoediging? Dissiplineer. Moenie ontmoedig word as hy jou aanspreek nie. Die Here dissiplineer juis die mense vir wie hy lief is. Hy tug elkeen wat hy as sy kind aanneem. Wanneer God julle as sy kinders dissiplineer, verduur dit dan as deel van sy opvoedingsprogram. Wat 'n kind word nie gedissiplineer nie. As God julle nie dissiplineer soos hy met al sy kinders doen nie, is julle nie regtig sy kinders nie, maar julle is buiteegtelik. Ons aardse vaders het ons gedissiplineer en ons het hulle daarvoor gerespekteer. Sal ons dan nie nog veel eerder aan ons geestelike Vader onderwerp en so werklik lewe nie? Ons Vader het ons vir 'n kort tydjie gedissiplineer soos hulle dit goed gevind het, maar God doen dit beslis tot ons beswil, met die doel om ons te laat deel in sy heerlikheid. Elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik meer na 'n rede vir trane as vir blydskap. Maar later sal dit vir hulle wat daardeur gedissiplineer is, 'n vredevolle oes oplewer van 'n lewe volgens die wil van God. Hierdie is 'n ongelooflike skrif. Ek hoef nie eintlik verder te preek nie. Ek kan sê amen en ons gekuier weer volgende week saam. Want dit is so powerful. Hierdie gedeelte is wat ek nou net vir jou gelees het. Jy sien, die Hebreërs skrywer kom kommunikeer iets hier aan my en jou. Hierdie skrywer deel aan ons dat God gaan ons dissiplineer. En hierdie is 'n woord van aanmoediging. So hierdie woord moet jou nie bang maak nie. Nou kan ons gou vir mekaar sê, wie van julle het al die woord pak slaag gehoor en bang geword? Mama, as jy aanlyn kyk, ek lief vir jou. Ek sal nooit vergeet daai woorde, gaan wag vir my in die badkamer.
En dan het dikwels 99.9% dit verdien. Maar ek het nooit toe ek gedissiplineer was gedink hierdie is so great vir my. Ag, is so aanmoediging. Ek prys die Here, ek is so dankbaar vir hierdie. Ek kan nie wag vir pakslaan nie. Kan ek vir julle sê, daar was een keer in my lewe wat ek wel een seisoen in my lewe waar ek het pakslaag gaan soek. Okay, nou moet ek bely. Toe ek op hoërskool was ek in die koshuis. En in die koshuis, en daardie dae, julle weet nie wie die onderwysers is, jy gaan nie hulle name noem nie, so daar sal nie die moeilikheid kom nie. Ek wil nie hier met die polisie bel nie. Maar ons het nou en dan pakslaag gekry by die koshuis. By sekere koshuis mense. Nie onderwysers nie, mense. Okay? En hulle het ons dopgehou in die koshuis en hulle het ons rugby afgerig en ons het dikwels pakslaag gekry. En toe ek in graad 8 is, toe leer ons matrieks ons manne. Ons het hierdie ding waar ons aan die einde van die week kyk wie het die hardste pakslaag gekry. En dan het ons geld daarop gesit om te sê, dit was dobbel op 'n baie jong ouderdom, ek weet, maar ons het geld daarop gesit om te kyk wie se agtersteewe lyk die ergste. En ons challenge julle as graad 8's om dieselfde te doen vir julle. Hulle doen dit vandag nie meer nie, iemand sal toegesluit word. Ek wil dit net al buite sit, maar dis die koshuis waarin ons was. En so ek sou uit by pad uit gegaan het. Meneer, my boeke sien nie, my boeke is in my tas en ek het my huiswerk gedoen. Maar meneer, my boeke sien nie. Schnetler, gaan wag vir my daar in die stoortjie asseblief. Dan het jy nou daar in die stoortjie ingegaan en dan het jy nou altyd, "Eina, nee!" En dis al wanneer dit lekker ooit vir my was om gedissiplineerd te word. Wat kan ek nou vir julle sê? Nog 'n belydenis, dis so ek al my drankgeld gekry het want ek het elke week gewen. Maar dis BC Marius, ek dien nou die Here en ek dien nie meer daai goed nie. Maar dis wie ek was. En ek het hierdie pak slaag gekry en ek het uitgesien, nie na die pak slaag nie, maar na die reward. Dit is so interessant, die Hebreërs skrywer skryf hier en sê, hier is 'n woord van aanmoediging. Met ander woorde, hierdie moet jou bly maak. En hy kom hier en hy sê, God gaan jou dissiplineer. As jy sê, jy is sy kind, as jy saam met God in verhouding staan, gaan hy jou dissiplineer. En ek weet nie van jou nie, maar dit klink nie altyd vir my lekker nie, dit klink nie vir my iets waarna ek uitsien nie, dis nie soos, Here, dissiplineer my nie, nee. Maar gelukkig sê Hebreërs 12 nie dat God gaan ons dissiplineer nie, hy gee ons die rede hoekom God ons dissiplineer. En dit begin deur vir ons te sê dat God is 'n Vader. En die rede hoekom hy ons tugtig, gaan ons nou bykom, maar hy tugtig ons vanuit die plek van 'n Vader. Nou kyk, dis een ding as iemand jou slaan. Kom ons val die woord slaan hier uit, kom ons sê tugtig. Dis een ding as God jou tugtig. Of as iemand jou tugtig. Jy weet as jy moeilikheid droog gemaak het by die werk en jy word getugtig. Jy word gedissiplineer, jy kan dalk jou werk verloor. Dis 'n ander ding wanneer 'n pa jou, of 'n ouer, ek wat nou sonder 'n pa groot geword het, kan ek vir jou sê, my ma moes daai rol vervul het, en sy het dit baie keer goed gedoen. En haar dissipline was nie altyd pakslaag gewees nie, want daar was 'n tyd wat ek vir my ma begin lag het. Ek het net fisies groter as sy geword, en sy het nie my hard geslaan nie. En toe begin sy my straf, nou wens ek sy wil my weer slaan. Jy weet, dis die fases van dissipline. My ma het my pakslaag gegee, en ek is dankbaar vandag daarvoor. Maar dissipline kom in baie vorme, maar die rede hoekom sy my gedissiplineer het, is omdat sy my ouer was. En wat Hebreërs 12 ons hier kom leer, is dit sê vir ons dat God dissiplineer ons, omdat ons sy kinders is, en hy is ons Vader. Ouers, jy wat volgend hier sit. Besef jy die waarde en die belangrikheid daarvan om jou kinders te dissiplineer? Het jy al ooit kinders gesien wat nie gedissiplineerd is nie? Wat se ouers hulle net toelaat om te doen wat ook al hulle wil. Het jy al sulke mense ontmoet? Moenie vingers wys, ek vra vir 'n stukkie hand op. Het jy al sulke mense ontmoet? Moet nooit ander mense judge nie, jy weet nie wat altyd aangaan nie. Maar ek het al sulke mense in my lewe, en ek en Gideon het hierdie ding waar ek sê vir hom partykeer as ons in die mall loop en daar's 'n kind wat bietjie nie gedissiplineerd is nie. Ek kan sien die ouers is baie, hulle dan sal ek vir Gideon sê, Gideon, pappa se hand juk. En een keer loop ek in die mall en sê, papa, my hand juk. Jou kinders word soos jy. Maar ek is papa. Ek is pa. Dissiplineer my seuns. Ek het die voorreg om 'n pa te wees vir 2 ongelooflike seuns. Hulle persoonlikhede is drasties verskillend en so my aanslag op albei van hulle drasties verskillend. Gideon sê ek net, Gideon, hou op, en hy hou op. John Mark, hou op, en dan het hy daai, wat gaan jy doen? Maar hy's 1, so, jy weet, gee hom kans. Maar
drasties verskillend en net so tugtig God elkeen van ons op 'n ander manier, want ons is anders. Die persoon wat langs jou sit, is anders as jy. En so God dissiplineer ons almal anders, maar dieselfde ding is waar. Hy doen dit vanuit 'n vaderhart. A.W. Tozer sê die volgende ding, hy sê, wat jy glo oor God is die belangrikste ding wat jy sal glo in jou hele lewe. As jy glo dat God hierdie bo-aardse wese is, wat jy wil straf as jy verkeerd doen, dan gaan jy jou lewe in vrees leef. Maar as jy jou aanslag teenoor God maak, ek glo dat God is 'n hemelse Vader, wat vir my lief is, en daarom gaan hy my soms tugtig, dan vat ek die tugtiging, en wanneer hy vir my sê, ek maak droog, en vir my sê, my kind, jy moenie hierdie doen nie, dan vat ek uit van die plek waaruit dit kom uit liefde uit. Jy sien, goddelike tugtiging, kom altyd van uit liefde, en dit gaan na liefde toe. Dit begin by liefde, en dit eindig by liefde. Want hy's 'n Vader. Jesus vertel die storie, hy sê as julle wat aardse vaders is, weet wat om goed te doen vir julle kinders, hoeveel meer sal ons sal julle hemelse Vader, wat die perfekte Vader is, weet wat om goed te doen vir julle. Jesus is nie net as God 'n Vader nie, hy is die beste Vader wat daar ooit was. Ek sê weer eens, ek het sonder 'n vader groot geword, ek het sonder 'n pa groot geword. En so vir my lank was my prentjie van 'n pa iemand wat afwesig is, en iemand wat jok, en iemand wat teleurstel. En vandat ek God ontmoet het, ek besef, dis nie wie hy is nie. So as jy dalk vandag hier sit, en soos ek vir jou sê, hier is iets wat ek vandag voor jou moet bely. Dis verlang het ek gesukkel om God as Vader te sien as gevolg van my verlede. En heel moontlik is daar mense wat vandag hier sit, jou verhouding met jou pa, maak dit vir jou moeilik om God te sien as 'n Vader. Maar ek wil vandag vir jou sê, God is nie jou hemelse Vader nie. Jou aardse Vader, hy is jou hemelse Vader. En daarom, dit wat hy doen, is altyd vanuit liefde en na liefde toe. En dis wat Hebreërs 12 ons hier kom leer. Hy sê, God sê julle is sy kinders. En hy sê, as God jou nie tugtig nie, en hierdie vers het my bang gemaak, hy sê, as God jou nie tugtig nie, dan beteken dit, jy is nie sy kind nie. Nou, hoe lyk tugtiging? Tugtiging is 'n moeilike woord, is 'n moeilike ding, jy weet so, want as ons hoor tugtiging, dan dink ons straf. En daar's 'n baie groot verskil tussen tugtiging of nie tugtiging nie, tussen om te dissiplineer en om te straf. Jy sien, straf sê, jy het iets verkeerd gedoen, jy moet nou daarvoor betaal. Waar dissiplineer sê, ek wil jou help om beter te wees. Straf, jy moet betaal. Dissiplineer, ek het meer in stoor vir jou. Jy sien, straf sê, hoe laat ek jou betaal vir wat jy gedoen het? Dissipline sê, hoe help ek jou leer uit dit wat gebeur het? Daar kan gevolge wees, maar die fokus is altyd herstel en vernuwing en vorming. Jy sien, wanneer God ons tugtig, wanneer God, soos daai woord ons nou leer, wanneer God ons dissiplineer, is die doel altyd vorming. Jy sien, en dis wat ons jaartema is. As jy nog nie was terwyl ons besig was met ons jaartema, ons jaartema vir hierdie jaar is voetspore. En ons praat oor hierdie 3 ritmes van 'n disipel, is om naby Jesus te wees, om by Jesus te wees, te word soos Jesus en te doen wat Jesus gedoen het. Dis die doel van tugtiging. Wanneer God vir ons sê, jy's besig om droog te maak my seun, jy's besig om droog te maak my dogter, sê dit nie vir jou sodat jou selfbeeld afgekraak kan word en jy dink jy's nie goed genoeg nie. Die rede dat hy dit vir jou sê is want hy wil hê jy moet meer gevorm word in die persoon wat hy wil hê jy moet wees. Dis 'n uitnodiging van God aan my en jou. En so as ons dit verstaan, dan vat ons God se tugtiging heeltemal anders. Dan kom ons nou sê, asseblief Here, help my. Jy sien, God sit nie in die hemel en wag dat ek en jy foute maak sodat hy ons kan straf nie. Hy's 'n Vader wat sê, ek is lief genoeg vir jou om jou nie te los soos wat jy is nie. Dis waarvoor ek dankbaar is. Jy sien, ek het al hierdie vertel, maar so 'n paar jaar terug het ons, toe ons nog in Middelburg gebly het, Gideon was so 3 jaar oud gewees. En die stoof is aan. En hy wil heeltyd na die stoof toe gaan. Hy wil net heeltyd, en ons het net klaar kos gemaak, en as een van daai stowwe is 'n bietjie laag gewees, so jy kan jou hand op dit sit en hy kan brand. En hierdie ding is net vir hom soos hierdie, vir een of ander al die speelgoed in die wêreld, maar hy wil by die stoof wees. Is dit nie so nie, ouers? En hy wil net na hierdie stoof toe, en hy wil na hierdie stoof toe, en ek sê net vir hom, Gideon, nee, jy kan nie na die stoof toe gaan, en hy raak vir my kwaad. Babatal, dis my weergawe van Babatal. Hy redeneer met my, hoekom kan ek nie aan die stoof vat nie? Nou as ek nie 'n liefdevolle vader was nie, het ek sê, okay,
Jy wil in die stoof vat aan hom. En van julle het al dit gedoen en dit was 'n oomblik van vlees en nie gees nie en ons vergifnis in Jesus en dit. Ek het dit nog nooit gedoen nie. En dan gaan Gideon toe gaan, jy weet, en ek keer hom die hele tyd. Hoekom? Ek wil nie hy moet sy hand brand nie, maar in daai oomblik verstaan hy nie dit nie. In daai oomblik is hy frustreerd met my as pappa en hy sê, pappa, daai swart groot ding wat warm lyk, dit lyk amazing, ek wil net aan hom vat. Hoekom kan ek nie aan hom vat nie? Maar ek as pa wat die wysheid het en wat al my hand op 'n plaat gebrand het, weet my kind die rede hoekom ek vir jou nee sê. En die rede hoekom ek met jou raas as jy soontoe gaan, is want ek is lief vir jou. En ek wil nie hê jy moet seer kry nie. Kan ons vandag besef dat wanneer God met ons werk en hy tigtig ons. En ek sal nou praat oor die vorme en die manier hoe hy dit doen, maar wanneer God dit doen, is daar altyd 'n rede daarvoor. Want hy is lief vir ons. En so dalk het God al vir jou nee gesê. Of dalk het God vir jou gesê, nog nie nou nie. En jy beleef dit as 'n nee. Of God het sekere deure in jou lewe toegemaak. Dan het jy nodig om volgende te verstaan, die rede hoekom God dit doen is, want hy weet wat aan die ander kant ook van daai deur is, of hy weet jy is nog nie reg nie. Ek sal nou 'n getuienis uit my eie lewe uit oor dit deel. Maar hier is die realiteit, julle, dat God het elkeen van ons uniek gemaak, soos ek nou gesê het. Hier's mense wat hier vandag sit, jy's 'n ongelooflike charismatiese mens. Maar om charismaties te wees, sonder om gedissiplineerd te word, lei na manipulasie. Dit is mense wat hierdie gifting wat God vir hulle gegee het om ander mense te kan beïnvloed, misbruik om ander mense te beïnvloed op 'n slegte manier. En ek kan nou vandag vir julle sê, ek is een van daai mense. Daar's so 'n toets wat mense noem strength finder en my heel boonste strength is woo. Woo is 'n afkorting vir winning others over, wat beteken ek kan maklik mense oortuig. Ek was altyd die ouens wat vir ons sê, ouens, kom ons snel ons hare af en dan het almal hulle hare afgesny en dan het ek gesê ja, ek dink nie ek gaan meer dit doen nie, hoor. Ek het net hierdie manier gehad om mense altyd te oortuig en eendag sê die Here met my en hy sê vir my, Marius, dis wonderlik dat ek het hierdie gift vir jou gegee. Want to win others over from the darkness to light is what I called you to. Dis wat ek beleef vir die Here vir my sê. Hy sê, maar gedikwels gebruik jy nie hierdie reg nie. En God tigtig my deur sy woord. Sien, as ek nou volgende moet praat oor hoe God met jou praat, is ek het beleef wanneer ek stil word, en ek gaan in my stilte tyd en ek praat met God, en spreek hy my in, hy sê, Marius, jy daai persoon gemanipuleer, jy het nie vanuit liefde vir liefde gekom nie, dis nie reg wat jy gedoen nie, en God spreek my aan, julle, en dis aaklig as jy daar sit en jy sê, Here, ek is jammer, hy sê, ek weet my seun, maar moenie dit doen nie, so God sal dikwels wanneer ons stil word en ons luister na sy stem, dan deel hy met ons, en hy sê, jy kan nie so optree nie. Ek kan nou vanoggend vir julle sê, daar's soveel oomblikke wat ek as pa val, wat ek die bal drop spreek woordelik, as ons daai taal kan gebruik. Wat ek net nie, wat ek in 'n oomblik snap na my seuns, veral my oudste, wat ek onredelik teenoor hom is. En dan daai aand voor ek gaan slaap en praat ek met die Here, of dan gaan bid ek nou daar by Gideon elke aand voordat ek in die bed gaan klim, gaan staan ek op by sy bed, en dan wil ek vir hom bid, en dan sê die Here, ja, jy bid vir hom, maar nou was jy baie lelik met hom gewees. En dan spreek die Here my aan, en daai is 'n vorm van tigtiging. En dis 'n vorm van, Here, ek was vandag nie 'n goeie pa nie. Ons oomblikke wat ek onregverdig is teenoor my vrou, en wanneer ek met God gaan sit en praat, dan sê hy vir my, Marius, jy was nie vandag 'n goeie man vir jou vrou nie. En hierdie is nou my stories. Hierdie is wat hier ek gegaan het, en nog steeds gaan, daagliks. Van die ander ding vir my van hiervan is, elke liewe een van ons word deur God getigtig en gedissiplineer. Hier's niemand hier wat sit en wat 'n super Christen is, en God het nie meer nodig om goed in jou lewe aan te spreek nie. Weet jy wat sal God, as jy vandag hier sit, en jy sê, daar's niks wat God my oor dissiplineer op die oomblik, ek is okay, ek beloof vir jou, trots is die ding wat God met jou oor wil praat, hoor. Jy dink ek is beter, ek het nie foute nie. Ek kan vandag hier voor julle staan en sê, as een van julle pastore, ek het baie foute. En God is konstant met my op reis oor hierdie foute. Goeders wat ek mee moet werk. En ek is so dankbaar dat die Here met my praat, want my vrou is gelukkiger as ek na God luister. En hy dissiplineer my. Wie pluk die vrugte daarvan? My vrou. En ek. Because happy wife? Exactly. My verhouding met my seuns, ek sien soveel paas wat hulle kinders gaan uit die huis uit, en as hulle kinders uit die huis uit gaan, dan sal geen meer verhouding nie. My grootste vrees is dat dit my en my seuns se verhouding sal wees, is dat eendag as hulle uit die huis uit gaan, sê hulle, nee, ons wil niks met hom te doen nie. As jy nou my verlede ken, dan verstaan jy hoekom dit vir my belangrik is. Ek wil baie graag 'n pa in hulle lewens. Ek wil my kleinkinders groot maak. Ek wil saam met hulle kan speel. Ek wil hê my kinders moet hulle vrouens na my huis toe bring. Ons moet die huis wees waar hulle kuier. Dis goed vir die budget. Maar die realiteit is,
as ek met my seun heeltyd op hom afgaan, en ek werk nie aan dit wat God vir my sê nie, ek en Gideon verloor albei. En so daarom dissiplineer God my. Hoekom? Want hy weet die pa wat hy wil hê ek moet wees, die man wat hy wil hê ek wees, die pastoor. Julle partykeer dan tree ek by die werk verkeerd op, of ek sal jy weet nie die regte gebed bid nie, of ek sal nie by iemand stil gestaan het. Ek was te haastig geweest en dan het ek nie werklik by iemand stil gestaan nie. Dan sê die Here vir my, Marius, mense is altyd belangriker as take. Kyk, ek's jammer Here, ek's jammer. En dan volgende Sondag gaan staan ek stil by daai mense. Kan ek vir julle sê, wanneer ons stil staan by mense, dan hoor ons hulle stories. Ek het nou die dag laas kwartaal gepreek, ons kan nie verhouding bou terwyl ons hardloop nie. Jy staan stil by mense en daar bou jy verhouding. En dikwels sal God vir my sê, jy leef te gejaagd by die kerk op 'n Sondagoggend, doen goed vroeër sodat jy en dis hoe God my tigtig. Hy praat met my. So wat ek volgende vir ons as gemeente voor gaan bid is dat die Here jou ore, jou geestelike ore sal oopmaak, dat jy sal hoor waar wil hy jou tigtig. Maar weer eens, tigtiging is nie jy is sleg en daarom gaan ek jou straf nie. Inteendeel, ek wil vir jou die Griekse woord lees, wat daai dissiplineer, tigtig, is die Griekse woord pedeia. En pedeia dra die idee van opvoeding, opleiding, vorming en instruksie. Nie een keer woede of afskryf of wegstoot nie, dit is om jou te bou. En so die eerste ding wat ek vir God wil vra is, Here, mag ons gemeente, wanneer ons stil staan en luister wat U vir ons sê, mag ons hoor waar U ons tigtig. Altyd vanuit 'n vaderhart om my en jou beter te maak. Onthou, die einde van Hebreërs 12 sê, die rede dat ons hierdie doen, is sodat ons heiliger kan word, sodat ons nader aan God kan word, sodat ons meer die man en vrou kan word wat hy wil hê ons moet wees. 'n Ander ding wat God dikwels vir jou sal sê, as hy vir jou sê, jy het nodig om daai persoon te vergewe. Jy het nodig om daai persoon oproep te maak en saam met hulle koffie te gaan drink. Ek deel volgende met Henny, daar's iemand wat ek op die pad mee stap en ek struggle as gevolg van in die verlede het hierdie persoon my seer gemaak. Maar ek moet met hierdie persoon 'n koffie gaan drink. Net hierdie persoon se storie beter leer ken, want ons weet ook nie altyd alles nie. En dis 'n pad wat God met my mee stap. Wat is God besig om met jou mee te stap? Maar nie net praat God met sy stem nie, hy praat ook deur sy woord. En dis hoekom dit vir my so belangrik is dat ons 'n gemeente sal wees wat altyd tyd in die woord spandeer. Jy sien, dikwels lees ek in die woord en dan sien ek, hier Dawid dit gedoen, ek moet nie dit doen nie, en ek besef, het ek dit gedoen. Weet jy, verkeerd lees ek Adam en Eva se storie. En dan lees ek, Adam was passief. En dan sê die Here vir my, Marius, in hierdie areas van jou lewe is jy passief. Omdat Adam passief was, het Eva die vrug geëet, want hy het as man nie opgetree soos hy moes nie. Jy sien, net deur God se woord te lees, begin dit in my inspreek. So daar's God se stem, God se woord. En dan die derde manier hoe God dikwels jou gaan tigtig is God se mense. En dit is vriende wat saam met jou hierdie pad stap. Wat lief is vir Jesus en hulle leef saam met Jesus en hulle sien goed in jou lewe raak en hulle gaan partykeer na jou toe kom en vir jou sê, hey Choma, hoorie, dit wat jy nou gedoen het was nie aan nie, hoor. En jy gaan nodig hê om nie te sê, hoe durf jy vir my sê? Want kan ons almal eerlik wees, dis ons eerste reaksie. Wie is jy om vir my te sê? Haal eers die balk uit jou eie oog vir die splinter, verstaan ons haal daai goed aan. Maar weer eens, as iemand werklik lief is vir jou, lief genoeg is vir jou om die verhouding dalk prys te gee, maar as eerlik met jou, is dit iemand wat werklik lief is vir jou. Iemand wat na jou toe kom en sê, hoorie, so ek het gesien jy doen dit en dit. Ek wil net, dalk weet jy dit nie, maar kan ek saam met jou op pad stap? Nie net, want jy, weet julle wat doen ons as Christene baie keer? Ons is sleg hiermee, of ons is baie goed hiermee, eerder. Ons is maklik om mense se foute uit te wys en vir hulle te sê, maar ons wil nie saam met hulle die pad stap van herstel nie. Julle huwelik is nie moeilikheid, hoor, julle moet iets saam te doen, maar sterkte, bye. Choma, ek dink jy eet 'n bietjie baie, hoor. Ek dink jy kyk nie mooi na jouself nie, jy moet begin oefen. Ek gaan nie saam met jou nie, maar good luck. Kry jy jou cardio in terwyl jy weghardloop. Die realiteit is julle, ons het 'n verantwoordelikheid wanneer ons iets in iemand lewe te sien, iets te sê, maar dan saam met hulle op pad te stap. Dis die Nuwe Testament model. Ek wil jou vandag vra dat jy jou ore sal oopmaak om te hoor wat God vir jou wil sê. Dat jy in God se woord sal gaan kyk, hoe moet jy jou lewe leef, en toe sal laat dat God jou deur sy woord tigtig, jou dissiplineer. Maar derdens, dat jy sal bid, Here, gee my die vriende, gee my die mense in ons gemeente wat lief genoeg is vir my om met my eerlik te wees. En dat ek sal hoor en sal doen wat U wil hê ek moet doen. En wanneer ons hierdie goed doen, dan begin God ons dissiplineer. En ek wil hierdie einde van Hebreërs 12 net weer lees. Dit sê, wanneer God julle
as sy kinders dissiplineer, verduur dit dan as deel van sy opvoedingprogram. Wat 'n kind word nie gedisiplineer nie, dis nou vers 7. Maar dan sê hy hierso aan die einde van vers 11, elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik meer na 'n rede vir trane as vir blydskap. Maar later sal dit vir hulle wat daardeur gedissiplineer is, 'n vredevolle oes oplewer van 'n lewe volgens die wil van God. 2 jaar terug, bietjie minder as 2 jaar terug, sit ek eendag en ek praat met die Here oor 'n droom wat ek het, iets wat wat ek weet vir 'n feit God het in my hart geplaas. Iets wat hy wil hê ek in die koninkryk van God moet doen, 'n roeping wat ek moet intree as sulks. En dit gebeur net nie. En die geleenthede is daar, maar dit gebeur nie. En ek verstaan nie wat aangaan nie, en ek is frustreerd, en ek gaan na hom toe, en ek sê, Here, jy het my geroep hiervoor, hoekom gebeur hierdie nie? En dis een van daai oomblikke wat, dit het so seer gemaak toe God dit vir my sê, maar vandag as ek terugkyk, het ek nie trane nie, ek het blydskap. En wat God vir my gesê het, hy sê vir my, Marius, die gewig van dit wat jy my vra, is jy nog nie reg om te dra nie. Daar's nog sekere goed wat ek in jou wil ontwikkel voordat jy daar kom. En so dis nie 'n nee nie, dis net nie nou nie. En jy dis seer. Want ander mense sien goed in jou lewe raak, en ander mense sê, hoorie jy, ja! Maar God sê vir my, jy's nog nie reg nie. En daai het seer gemaak, en ek het gehuil, en ek het nie verstaan nie. God het vir my gesê, my seun, hier is wat jy nodig het om te doen, hier is die goed wat ek wil hê jy moet aan werk. En in daai seisoen het ek nader aan God gegroei as in 'n baie lang tyd, want hier is wat ek agtergekom het, dis in die stormseisoene en die oomblikke waar dinge uitmekaar uitval of nie gaan soos ek en jy beplan het nie, wat ons dikwels meer luister as van tevore. En so ek kom en ek sê, Here, hier's ek, praat met my. Okay, Here, ek moet hier aan werk, ek sal hier aan werk. En God het my gedissiplineer. Weereens, daai woord beteken nie om my sleg te maak of om my te sê ek's nie 'n goeie seun of wat ook al of my af te skryf nie. Die hele doel is om my in te lig, om my te vorm, om my te bou. En dis wat God doen en hy opgebou en prys die Here. Op die regte tyd het die regte goed gebeur. Maar ek kan nou vandag hier voor julle staan en sê ek was nie reg toe ek God gevra het nie en ek moes vir sy stem luister en daar's van julle hier. Die rede hoekom jy nog single is en nog nie getroud is nie, is want God het vir jou gesê, daar's nog sekere goed wat jy moet aanwerk, en as jy nie aan dit gaan werk nie, gaan jy in elk geval net op egskeiding uitloop. En so, nie nou nie. Daar's van julle wat by jou werk, is daar hierdie pos wat jy weet, ja, ek het die kapasiteit, ek het die skill om dit te doen, maar God sê, ja, jy het die talent, maar jy het nog nie die karakter nie. Ek wil nog die karakter in jou vorm. Jy sê, en dis dissipline. Dis dissiplineer. En hy sê, nee, maar kom ons werk hieraan. Sien, as ons na God toe kan kom en ons besef, hy's 'n Vader wat vir ons lief is. En hy die rede dat hy hierdie goed vir ons sê is om ons op te bou, dan wat gebeur is, ons kom nader aan hom. En ons word, soos wat hierdie vers 11 sê, ons word die manne en vroue, ons sien sy wil vir ons lewens. En dis wat ek volgende vir jou wil vra, ek wil jou moet los met hierdie vraag. Waar is God tans besig om jou te dissiplineer? Waar is God besig om vir jou te sê, my seun, my dogter, ek wil hê jy moet aandag hieraan gee. En wat ek agtergekom het in my lewe, en wat ek so dikwels in die woord sien, en met mense wat ek gesels in die kerk, is partykeer sal God sê, totdat jy hierdie nie reg gekry het, of totdat jy nie toegeregtig onder my gesag gekom het, en hierdie dissipline aanvaar het, en gaan doen het nie, gaan God jou weerhou van dit wat hy vir jou wil gee. Jy gaan nie word die persoon wat hy wil hê jy moet wees nie, want jy is nie gehoorsaam aan dit wat hy vir jou sê nie. Dis hierdie gedagte wat ons al heel kwartaal oor praat, Shema, hoor en doen. Ek hoor wat God vir my sê, en daarom doen ek dit. Ek wil jou volgende uitnooi. Waar is God besig om met jou te praat, waar jy besig is om ongehoorsaam te wees? Want aan die ander kant van dit, dis dalk nou trane, maar aan die ander kant van dit sê Hebreërs 12 vers 11 vir ons, is geluk. Mag ons tot God kom en sê, Here, kom praat met my, kom deel met my, help my. En wanneer ons daar kom, dan dra God ons deur. En aan die ander kant, ek kan nou vanoggend hier staan, en aan die ander kant van 'n klomp goed, kan ek terugkyk en sê, Here, dankie dat U met my eerlik was. Dankie dat U my gedissiplineer het. Jy sien, deel van hierdie ritmes wat ons as ek in my huis doen, is om daagliks te kom en ons dag te begin deur te sê, Here, waar wil U my vandag dissiplineer? Waar wil U my beter maak?
En so ek vir jou challenge elke dag hierdie week wanneer jy wakker word, voordat jy met jou vrou praat of jou hond vryf of koffie maak of jou kinders gaan wakker maak, wat ook al, sit reg op in die eerste gebed is, Here, wat wil U vandag vir my sê? Wat wil U hê moet ek vandag gaan werk? En hierdie is nie 'n once-off nie, hierdie is 'n leefstyl. En kyk wat God in jou lewe verander. Kom ons sluit ons oop. Here, dankie dat U vanmôre hier is. En ek weet, Here, terwyl ek besig was om te preek, beleef ek hoe U besig is om vir mense te sê. U besig is vir ons as 'n familie te deel, Here, selfs daar aanlyn waar mense besig is om te kyk. Here, is U besig om met hulle te deel, my kind, hierso is goed dat ek wil hê jy aan moet werk. En ek is te lief vir jou om hierdie net so te los. En so, Here, ek kom vra, mag ons oop wees vir dit wat U vir ons wil sê. Mag ons oop wees om te ontvang dit wat U in ons lewens wil indeponeer, Here, en ons kom verander. Dankie dat U met ons 'n pad stap. En dat U ons nie straf deur ons weg te skuif nie. U nooi ons in 'n dieper verhouding, waar eerlikheid ons help om te vorm, om gevorm te word die mense wat U wil hê ons moet wees, die kinders wat U wil hê ons moet wees. Mag U hierdie week saam met ons gaan. Mag U ons opbou, en mag ons die manne en vroue word wat U wil hê ons moet wees. Mag ons hoor, mag ons in die woord sien, en mag ons vriende om ons hê, wat eerlik genoeg is met ons, om ons hierdie vir ons te kan vertel. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. En die kerk van die Here sê, amen.